iemand met 'n getuienis vanmôre? Amen. Briljant. Ja, kom my voor. Dat jy die mikrofoon vat is. Nou moet jy weet, as ek vir konstant vir die boer, as ek sê is daai ou met 'n getuienis en daai hand is soos 'n pyneboog, dan moet jy weet dis something. Halleluja. Gewoonlik jy sê is daar iemand nie dan as die pastoor maar iets sê, maar as 'n hand so vinnig gaan dan moet jy weet. Daar is blyslag na Eer Konings 20. Môre my broers en susters, ek het môre 'n dankbare hart. Amen. Ek weet ek 'n kort getuienis bring. Elke jaar gaan ek maar vir 'n mediese ondersoek. Ja. En jy weet, verlede jaar sien hulle my prostaattelling gaan op. En op 'n stadium verlede jaar Oktober maand gaan ek vir biopsie. En dit kom terug, dit is negatief. Ek hoop nie daaroor te worry nie. Maar jy weet, partykeer wil die Here 'n mens nader aan hom trek. Ja. Daar gebeur dinge op 'n mens se pad. Ja. En mens begin bewonder. En jy weet, ek gaan vir my jaarlikse check-up weer, soos hulle in Engels sal sê. Kyk, dit was nou in einde Augustus, September maand. En die toets kom terug en hulle sê vir my, hy het verskriklik opgespring, 3 keer eenvoudig. Ek sal moet daarna kyk. En die dokter sê vir my, ek sal met 'n MRI scan doen. En jy weet, ek gaan vir 'n MRI scan en ek kry die uitslaag terug. Hulle sê vir my daar's 'n kolletjie op my prostaat, hulle sal moet kyk. Ek sal moet ingaan en die dokter begin my verduidelik, die uroloog. Hy sê hy sal die onkoloog moet kry en hulle sal 'n 3-dimensionele prentjie voor hom moet kry. In ander woorde, die MRI se skerm gaan daar wees, die dokters gaan daar wees en die onkoloog sal daar wees. En jy weet, hy verduidelik by die MRI het 5 kategorieë. Nommer 1, 2 en 3 is dit normale infeksie. Maar nommer 4 en nommer 5, veral nommer 5, is omtrent 'n definitiewe saak dat dit kanker is. En jy weet, en myne kom terug, aan my een kant wys 'n definitiewe 5. En die dokter begin vir my verduidelik wat hy gaan maak en hoe hy gaan werk. Hy gaan my bestraling gee, so ek sal moet registreer. En jy weet, dit is net so voor ons Kaap toe gaan. Toe sit ek en my vrou daar in sy spreekkamer en ek wonder of ek dit moet laat doen of ek moet eers Kaap toe gaan. En jy weet, die gedagte kom op in my op, ek moet eers Kaap toe gaan. Ja. Want jy weet, die Here werk met 'n mens. Ja, amen. Ek het 'n boodskap wat ek moet kry in Hartenbos by 'n gemeente. Presies dit waarvoor ek bekommerd is. En jy weet, terwyl ek die dokter sê nee, is reg. Ons gaan eers vakansie hou, dan sal ons terugkom. En hy sê vir my, Janie, hy gaan ook Kaap toe. Dan doen ons dit maar as ek terugkom. Ek sê vir hom, dit is 100% reg. En jy weet, en ek besluit, en Evie vra vir my, kan ek vir iemand sê? Ek sê, ek gaan vir niemand sê nie. Want jy weet, ek sê, vir is 'n pad, wat ek wil stap vir die Here, en dit is jy wat my gaan ondersteun. Want daar's 'n koortjie wat sê, bid maar deur, tot jy die antwoord kry. En jy weet, partykeer wil die Here jou net bietjie nader aan hom trek. En jy weet, in September maand, so 'n maand terug, bietjie meer as 'n maand terug, sit ek in Hartenbos in die gemeente. En jy weet, terwyl ons daar sing en goed, kom daar 'n profetiese woord uit. En die Here sê, jy staan vanmôre hierson. Jy moet vanoggend toetse gaan. En jy weet, ek het vir al die toetse al gegaan. En alles dui op 'n positiewe antwoord. Hy sê, maar die Here sê vanmôre vir jou, jy wat hier staan, kan maar gaan vir daai toets. Maar hy sê, dit sal terugkom en gaan vir jou sê, dit is skoon. Jy weet, en ons kom terug, en verlede week Vrydag, moet ek ingaan teater toe. En jy weet, en ek sê dit vir my een seun, en vir my ander seun. Want tussen raak die Here met my besig. Jy weet, daai ou koortjie, bid maar deur tot jy die antwoord kry. Ja. Is soos 'n selfoon. Jou geestelike lewe is soos 'n selfoon. Ja. Jy het 'n Truecaller. En vanmôre kan ek vir julle sê, my Truecaller is my nuwe Jesus. Halleluja. En ek wil vanmôre sê, daar's nog op by 'n foontjie van jou op jou geestelike pad. Not now, later. Maar jy weet, dis 'n bietjie gevaarlik want jy word baie keer in die nag wakker. Dan sê jy later, not now. Maar jy weet, daar's ook 'n spam. En daai spam is die Bybel.
wat vir jou alles moet deurgooi. En jy weet, tot aanloop van die hospitaal, dan kry ek die spams. Maar dan sê ek, liewe Jesus, ek het 'n true caller en sy naam is Jesus. En jy weet, 'n dag voordat ek ingaan, sê ek vir Evie, sy vra my, hoe voel ek? Ek sê van, ja, ek voel baie rustig. Ek voel, wat sal gebeur as 'n liewe Jesus hande vanmôre? En jy weet, en die kinders, ek het dit my 2 seuns vertel. En op 'n stadium vra die seun vir my, pa, hoe voel jy? Wat gaan jy doen? Ek sê vir hom, seun, nothing is over till my God decides it's over. En jy weet, ek gaan daai oggend in teater toe. En hulle doen hulle biopsie, laasweek Vrydag. En jy weet, ek kom uit met die narkoseplek en ek gaan huis toe. En Dinsdagmiddag, wat verby is, 1:50, toe lei my telefoon. En jy weet, die spreekkamers bel my, hulle sê, meneer Boshoff, hoe gaan het met jou? Ek sê, nee, goed. En hulle sê vir my, ons het jou uitslaan, en ek wil vir jou sê, jy is skoon. Een maand terug, wat ons daai kerk was, en die Here geweet, ek moet nie daai toetse laat doen voordat ek Hartenbos nog voor die vakansie kan gaan nie. Want hy wil vir my 'n bevestiging gee in Hartenbos, dat daar 'n lewendige God is. Ek het 'n true caller, bid met Heer tot jy die antwoord kry. En broer het verloor en ek 'n boodskap vir almal verloor. Maar as ek 'n groot probleem is, wat dit is nie, bid maar Heer tot jy die antwoord kry. Want as jy die antwoord gekry, begin God te werk. Hy breek baan dat genesing plaasvind, my broers en susters. En die oorwinning is voor jou troon. Amen.